Goeiemôre, dit is Maandag die 6de Oktober. Vandag Efesiërs 3 vers 16 en 17. Hier skryf Paulus: Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Paulus skryf hier in vers 17 dat hy bid dat die gelowiges Christus in hulle harte sal hê, dat hy in hulle harte sal woon. En daai woon is meer as net om in 'n huis te bly. Dis uiteindelik om regtig tuis te wees in 'n huis. Om welkom te wees, om gemaklik te wees, om op 'n plek te wees waar jy wil wees, waar dit vir jou lekker is. Ons kan op baie plekke slaap, en ons kan baie plekke seker ons huis noem, maar dis nie noodwendig ons tuiste of die plek waar ons gemaklik en lekker en vol vreugde bly. En hierdie week gaan ons bietjie stilstaan by hierdie gedagte van, is Christus regtig tuis in jou huis? Is hy tuis in jou hart? Is dit vir hom 'n plek waar hy met vreugde kom woon, kom bly, saam met jou is? Kom ons vra vir onsself elke dag hierdie vraag. Was God vandag tuis in my hart? Skep ek môre 'n hart waar God tuis wil wees? Hemelse Vader, dankie dat ons weet, U het ons gekies, dat U deur die Gees in ons woon, Here, dat U ook deur ons werk. Mag ons, Here, met rein harte leef, met harte waar U tuis is, waar mense U in ons kan raak sien en iets van U deur ons kan beleef. Maak ons mense wat, Hemelse Vader, elke dag diensbaar in U hande is. Reinig ons van sonde. Here, vul ons met U liefde en U genade vir die wêreld daar buite. Dankie dat ons ook vir mekaar kan bid, as gemeente, as gelowiges. Here, vir hulle wat seer het, swaar het, vir hulle wat hopeloos voel en bang is. U is ons hoop, Here, U is ons krag. Ons bid vir 'n wêreld, soveel oorloë en lyding. Here, mag hulle wat in regerings is en in leiersposisies besluite neem wat almal dien. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.